evangelist and common minister this morning. I want you to give her a blow. Just welcome. Just welcome. Just welcome. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God. There's no boundaries this morning. The heavens is open. And we come with expectation for the word this morning. Just witness what God is laying on your heart this morning. Bless you. Hallelujah. Hallelujah. I must have that. It's sitting here as a benefit. And practice for the whole and practice for the story of immortality. And practice for the comfort and chassidut. And sitting here as a benefit. You know, please. I never forgot. I don't understand. I said, I am not Hashem for more. I said, I am not Hashem. Said, now Jesus. I is the Alpha. I is the Alpha. I is the Omega. I is the Lachant. I say God, met alle woorden, dat staat begint. Als die jongen die geappelleerd is, dat staat eindig. Als God niet daarvoor gezet is, van alles begint bij ons vermoorden. Prijs die Heer zijn naam. Hij met die Heer zien. Hij is hier vanmorgen voor iemand te zeggen. Hij is nog steeds diezelfde. Prijs die Heer. Onveranderlijke God te zijn. Kom misschien voor lasten prijs. Nou die lied zei, maar doubt. Hij zei, Jesus, lessen lippen meer. Hij doet het voor hulle. Wat ook in. En hij doet het ook voor hulle. Wat ook niet in. Maar hij lessen hulle lippen meer vermoorden. Dus die Heer wat ons vermoorden aanbiedt. Kom ons zet vermoorden. Prijs die Heer zijn naam. Mijn begroeten vanmorgen is in die mooie naam van onze koning Jesus, die onveranderlijke God. Ik kan die niet vanmorgen in mijn naam groet nie, want mijn naam is zo zwak, zoals die mens zelf. Mijn naam is zo zwak, zoals ik die staan in die vleesen. Maar als ik die groet in die naam van Jesus. Ik zeg de naam van Jesus. Die voorzitters is sterk toe. Hij zegt in ons verder is hard toe daarin. En een volk bestit verloren. Hij zegt die naam Jesus is vermoorden onveranderd. Hij nodig niet verseren om hem God te maken. Hij is God bij onszelf. De schrift zo mooi, maar weet je, hij zei in elke knie zal buigen. Je kan maar nou tijdens, zoals die tijdens, maar in elke knie zal moet buigen. Elke tong zal moet beleiden. En dan doe je die dood lijkt, toen kan die dood toch niet eens komt niet. Weet je, toen had ik dood en bang voor de kracht van
die lig van sy naam. Sy naam. Ek sê sy naam. Ek sê sy naam. Ek sê die naam van Jesus. 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 Praise the Lord. Glory to God. Hy is wonderbaar. Heiland van my. Praise the Lord. Die kerk in sy breedte en sy lengte en sy hoogte en sy diepte is vergoed. Die manne en vroue van die Here is vanmôre 'n goed vanmôre. Praise die Here se naam. Ek het net 5 minute baie dankie evangelist Visagie vir die opportunity. Ons vat dit nie ligtelik nie, want dit maak my bang. Ek het hoeveel iemand iets om te sê, as ek dink dit is lekker om hier te staan met 'n mic en jy lyk mooi en het gebeur en jy gehoor klap hande, dan is nogals nie, want die woord wat ons hier bedien, gaan eendag opgeroep word, dan gaan net teen my as my lewe uit orde uit is. Is dit makkelijk? Is dit makkelijk? Maar Paulus sê, ons is ambassadeurs. Ons is ambassadeurs van die een, van hierdie vanmôre. Die mooi blomding van die Here. Prys die Here se naam. Ons is hier by Uitreis. Nou dat is amper veel goed. Dat ek net so, dan is ek voorbij. Hy sê, Uitreis, gee 'n maak, gee 'n heikel, prys die Here. So hy gee 'n ei, en hy gee 'n prys, en hy gee 'n maak, en hy gee 'n heikel. Nou die ei is die individu. Hoor jy so die kerk gaan nog als jy van jy druk, jy moet vir jouself druk. Hy sê, Uitreis. Dan is daar 'n maak. Die merk het jy vir jouself gesit. Want toe jy kyk hoe hardloop, maar dan sal hulle met die evangelie, toe kry jy mos die begeerte om saam te hardloop, maar jy die rekening gehou met die maak waartoe hulle hardloop nie. En dan sê jy, dis die high calling, wat ons allemaal terribly fail. Because the high calling is to be pure. Die roep beteken dat die sinful nature moet heeltemal sterven. Ek sê die vleesmense moet heeltemal afgesterf het, sodat jy kan pure is. En dan kom die hoop. Dan kom die heiligheid. Ons ook allemaal die prijs. My oma het gesing. Daar is 'n kroon, daar is nie 'n kroon sonder 'n loon nie. Er prys nie. Alles het 'n prys en ons ek kan die mic sê ek is klaar. Prys die Here se naam. Ons wil allemaal die kroon hê. Maar ons wil die heiligheid wat met die kroon gepaard gaan. Ons soek
en te mold en te shape, dit soek ons nie. Maar ons almal soek die troon. En ongelukkig is ek nie, om in net 2 minute te bemoedig, as ek uit die Here uit. Galasiërs 1:6 sê, hy sê, I am shocked that you are turning away so soon from God, who called you to himself, to the loving mercy of Christ. You are following a different way, pretends to be the good news. Paulus skryf hier aan die Galasiërs. Hy sê, ek is verbaas dat hulle so vinnig afvallig geword het en omgedraai het van die goeie nuus. Die eerste aand sê die man van die Here, ons sal moet beweeg. Die tweede aand sê die man van God, kom terug na die tyd toe. Gisteraand sê die man van die Here, ons sal moet hardloop. En vanmôre as ek hier, om vir iemand te sê, moet toch nie so vinnig afvallig raak nie. En jou drankseisoen, moet toch nie so vinnig afvallig raak nie. Terwyl jy pres vir jy kinders, terwyl jy druk vir jy gesin, terwyl jy druk vir jy huwelik, moet toch nie afvallig raak nie. Moet toch nie so hastig is vir die nagemaakte gospel. Behou van jy en die Here by die burning bush gepraat het. Moet toch nie so hastig afvallig raak nie. Moet toch nie so hastig uitklim die reis en die reis uitklim nie. Hardloop op die buis, maar maak seker, jy behou, jy salwing, maak seker, jy behou, jy redding, maak seker, dat jy raak nie afvallig in die proses nie, dat jy gaan dit mis. Maak toch seker, op die pad is daar water aangeers. Hulle sal vir jy nie die water gee vir die pad vorentoe. Maar maak toch seker, jy raak so vinnig afvallig. Maak toch seker, jy raak so vinnig uitgeput nie. Moet toch nie so vinnig kwaad raak nie. Moet toch nie so vinnig opgeblaas raak nie. Moet toch nie so vinnig nummereer nie. Moet toch nie so vinnig nek nie. Moet jy so vinnig klaar nie. Die sin is nog nie slag gemaak nie. Dan is jy negatief op die pad van die Here. Jy weet nog nie eens, wat is die visie en die missie wat die Here die man van die Here se hart gesit het nie, maar hy is kan negatief. Moet toch nie. Moet toch nie. In die beweegproses moet nie afvallig raak nie. Want jy weet nie wanneer breed jy by jy aan, dan kom kry jy 20 jaar gehardloop en in die 21ste jaar kom raak jy afvallig vaster dan die moeite werd. Ek weet, dis nie maklik nie. Maar Paulus sê,
vir Timotheus. Hy sê, maak tog hom om by my uit te kom. Hy sê, hoor jy so Timotheus, has jou om by my uit te kom. Maar die ding wat my stryd in die scripture, en dis wat ek sê, moet nie so hastig is om afvallig te raak. Die ding wat my stryd in die scripture, hy sê, maak seker, jy bring my oorjas, bring my saam, en my boek vanmiddag. Wat sê ek, ons let ons die scripture. Ek sê nie, dit is verkeerd die waar is. Ons kom dit ons baie as iemand afgesterf het. Dan kom ons maar die scripture en sê, hy het 'n goeie stryd gestryd. Nee, maar hier, toe die skrif gaan lees, hier sit Paulus binne die gevangenis. So hy het nog nie gesterf nie. Paulus het nog net so 100 meter op te hardloop. So hy sê vir Timotheus, as jy toch kom, dan is daar iets dat ek het moet verzamelen. Jy moet maak toch zeker, jy bring my oorjas saam. Maak toch zeker, jy wel is beter, jy bring my boek saam. Want ek die wegloop. Met andere woorden, Paulus wil die reis oorgee, maar hy kan het nie oorgee as hy die demon geoefen het. En die instructie lê in die boek dat hy moet saamvat. Met andere woorden, dit wat jy moet oorvat, dan moet jy praat vir jou die hele tyd. Hy kan nie aanhou wat doen gee. Want dan gaan die man slaan. Hy gaan afvallig raak. Hy gaan uitgeput raak. Hy gaan uitbrand. Maar as hy die volledige boek het, en hy het die oorjasse, wat praat van die mantel, dan is die man aangesout. Hy is aangeënt. Hy is neergeput. Hy weet. Hy sê, behou die geloof. Hierdie klein stukkie moet ek wat Paulus is, seker maak, ek behou die geloof, sodat ek nie afvallig raak, voor die wetpaal. Hoe gevaarlik is dit, as jy gaan afvallig raak, by die wetpaal. Nou waarom het jy aan so gehad? Nou waarom het jy so te keer gehad? Wat jy vind dan by die wetpaal? Ken van die julle, terwyl ons prys, behou die geloof. Moet nie afvallig raak nie. Maak seker nie die volle instruksie. Maak seker, jy behou die geloof. Behou die geloof. Moet ek om afvallig raak, na 30 jaar. Weet jy hoe baie brandoffers het jy aangebring in die 30 jaar, om hulle nou vervlieg te los? Ek sê vir my doubt, terwyl sy nou hier rondtrip, kyk ek aan. Ek sê vir haar, my doubt, julle sê vir jy stooters. Ons is nou die stooters, maar julle is nou die stokers. Julle moet nou stook, laat ons kan aangaan. Hulle is nou die stokers, hulle bid van achter af. Hulle sê, julle hou, as die vijanden kan wat hier mekaar maak, dan bid hulle ons hier. Hulle moet net die pressie vrouw, hulle mag seker dat vry, wat ons moet drink.
moet toch. My plek weer vanmorgen van die kerk. Moet toch nie. O Here, moet toch nie. Afvallig raak. Hy gaan verder. Hy sê, mama Nels, hulle wat met jou begin het liefhebbers gekom word van die wêreld. Hulle het uitgesak. Hulle wat gesê het, we got you. Ons het jy. Ons gesaam met die wandel, handelsstap, val op die alles. Het wat met beloftes, dan sak ons uit. Hy sê, Demas het die wêreld lief gekry. Die allemaal wat met u begint het, sal met u eindig nie. U moet seker maak dat u bly gefokus. U bly aangestel, want hulle sal by u langs die pad los en 'n ander evangelie wat hulle pas gaan aanhang. Kerk is wat? Selfs hulle in 'n huishoud kan ons maklik mekaar beloof. Oh my darling, I've got you. Oh my sweet daughter one. Oh my baby, this and that. Oh, we even go that far as to repeat the vows. I say, oh, I promise you to thick and thin. Oh, sickness and health, rich and poor. Maar as het aangebreek het, dan staan jy alleen achter sy, dan moet jy draak. Hy sê nee, especially the sickness part. I said, no. I didn't sign up for this part. Hierso, is dat maar my baie vat. Ek kan net kies wat se deur gaan ek eet. Maar baby sickness, I won't stay. But hoekom? Now he must start to feed you. Hy moet nou leer om vir jy op te deel. Hy moet jy nurture. Hy moet nou sy lief nursing home. Hy roep nie kinderen meer familie meeting. Hy sê, julle mama sal nursing home toe gaan. Because now I didn't sign up for this. Maar hy vergeet die 50 jaar. Toe die Here jy gehou. As die selfde hier, wat Paulus van Timotheus sê, Demas het goed gehardloop. Hy sal met my gehardloop. Maar toe die vyand penetreer, ek het nie sê die vyand kom sit en druk nie tot en teen nie. Hy kom sit en sê, hy kom en hy kom maak dood. Hy kom en hy kom verwoes. Hy kom en hy skeer in mekaar. Hy maak klaar. Dis 'n enigste mens wat sy job description verstaan. Dis wat die Demas nie geankerd is in die Here nie. Toe kan hy 'n ander evangelie lief het. Die evangelie wat sê, kom net soos jy is. Die evangelie wat sê jy kan 6 vrouens het, dan staan jy op die pulpit. Maar as jy verkeerde keer is jammer, ek is asblik gered. Die evangelie wat sê, 'n vrou hoef nie submissive te wees aan haar man. Of so net. Want as hy sê 10, dan sê ek, hoor so, Timothy, my salaris praat baie. Bybel sê, man wees lief vir jou vrou. Jou eie vrou. Hy sê, vroue wees onderdanig aan jou man. Ons soek die evangelie. Dis om te Paulus by die Galasiërs kom. Toe skryf dit hom, te volk van
ek het die mense, het ek dan reg gelos. Ek het die mense 'n regte lewe gegee. Waar het hulle afvallig kom voort? Waar het hulle die goeie nuus verloor? Waar het hulle Jesus gaan afstaan? As omdat hulle enige evangelie net kan vat en weer hardloop. Want ons lees nie die woord van die Here nie. Ons het nie 'n gebedslewe nie. Dan praat die man en die vrou, twee skrifte dat dink ons, die man is reg. Is hy van die gees van discernment, as hy is meer in die kerk. Ons het afvallig geraak. Ek is hier vanmorgen. Ek nog as ek dat ek op my piekro is ge-excluded. Ek is nog as ge-included. Ons het ons praat so plak afvallig soos ons is, praat ons in tale. Ons neem nagmaal op 'n onvaardige wyse. Ons spreek oordeel oor onsself. Ons offer dat ek iets in my broer en offer dat die ander niks my op de rechte gaan maak. Ek kan nie vergewe nie. Ek bring my offer net so. Ek kan nie vanmorgen vir sy dinges aanvaard nie. Plat. Afvallig. Ek kan nie eens achterkom dat die Leviet is onrein. Dat gaan we niet meer mee. Is dat nou zo gezegd? Als kom je eens achter dat die Levieten is onrein. Maar zolang die net voor ons kan doen, je zegt hoe dat je komt. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Heere, oh, ons is afvallig dierbaar is. Die manne is sondig. Hulle het gemors. Wat het geword? Papa Daus, ek raak groot in die kerk. En my pas nou nog so vrou pastoor ook. As ek afwas na nie by die kerk is nie, ek mag nie eens juig nie. Ek moet gaan sit. My pas nou nog is my pas nie. As ek afwas na nie by die kerk is nie, ek kan nie eens aan die huis van die my en sê, dat Sharon asseblief sit. Sy is laat. Allemaal moet my nou kyk. As ek moet jou man so aangaan. So moet jy was laat. Van die voorbereiding van die diens moet daar wees. Die voorbereiding van die werk van God moet daar wees. Die bidders van die atmosfeer kom skoonmaak, sodat God en sy heerlikheid kan deurbreek. Maar nou kom ek, as ek bedien, ek vra vir was vir Evangelist Piet. Hoe laat sy iemand gaan in die kerk gee? Hy sê, nee, wat van die Here so 12 uur, gee ek oor vir die prediker. Dan stap ek 'n minuut voor 12 in. As ek ingestap het met die worship book, weet, die groot gees is hier. Moet afgegee word. Misschien het die Here 'n kans. Ons is plat, afvallig. Ons is soos 'n halleluja. Afvallig. Dis nie hoe ons die evangelie gekry het. Ons het hom hier langs die pad kom opmors. Maar vanmorgen vra ek, moet toch
Daniel hou. Daniel sy saam nie deelneem aan die ete wat voorbereid is op die tafel nie. En na 10 dae, toe staan hy die sterkste eind. Moet toch nie afvallig raak nie. En die Here seën sy woord.